en baie welkom terug by nog 'n episode van Remoer. En hierdie week is extra exciting want hierdie is die eerste episode weer nadat ons 'n rebrand gehad het. So ek dink beide ek en Alnika is baie bly om terug te wees. Alnika, lekker om jou weer te sien. Hallo. So hierdie week het ons 'n baie spesiale gas op en dit is die eerste gas op die podcast. So dit is vir beide my en Alnika 'n baie groot voorreg. Maar vir Alnika ook 'n effens 'n groter voorreg want dit is haar ma. Wel, ons het al actually gaste opgehad nou dat ek aan dink. Anyway, maak nie saak nie. Ja, So, alle. Ons maas. Ek het ons ma. Voordat ek dit dan nie oorgee. Vandag is my ma nie hier as my ma nie. So sê as Ja, iemand dis anders. nie 'n mother-daughter conversation. Ja, so nou gaan ek vra dat ma asseblief vir ons verduidelik hoekom dit belangrik is om na ma te luister. Sjoe, Alnika. Okay. Hallo julle. Ek dink hierdie kan 'n mother-daughter conversation wees. Ek dink dit is 'n conversation wat mothers en daughters behoort te hê. Okay, maar nou is ek nie as 'n ma in my kapasiteit hier nie. Ek is 'n apteker eerste en ek het miskien moet ek sê hoeveel baie jare ondervinding in apteekwese nie, want dan gee ek heeltemal my ouderdom weg. Maar ek is op die oomblik 'n professor by 'n pharmacy school waar ek aptekers oplei. So ek het 'n redelike agtergrond oor die topik wat jy wil bespreek. Ja, Ja, dit is eintlik 'n goeie introduction vir presies wat ons wil bespreek. Sorry Alnika, ek het jou nou daar half in die rede geval, maar ek kan dalk net sê dat ons wil, ek weet vir beide my en Alnika, was dit, Alnika kan ook nou vir haarself praat, maar ek was op voorbehoedmiddels gewees en ek weet jy was op voorbehoedmiddel, ek weet nie of jy meer is nie, maar ek is nie meer nie. En die proses om van dit af te kom het vir my 'n baie groot of soos mind-blowing experience eintlik geword toe mense begin kyk na voorbehoedmiddels en die verskillendes wat daar is, maar ook hoe dit actually mense se liggaam nie net fisies beïnvloed nie, maar ook half, ek weet nie of psigosomaties die regte woord is nie, maar soos psigies. Ja. In jou breinpatrone verander. Ja, ek is weer nou, ek het 'n stokkie wat verbehoed is, maar nie regtig vir voorbehoed wat ek het nie. Anyway. Ja, dit sal ons, ek dink ons sal by daai punt in die podcast ook nog kom, want dit is onder andere iets wat ons wil bespreek. Maar ek dink 'n goeie punt vir ons om wel te begin by is dalk om te vra of dan nie vir ons net soos voorbehoedmiddel is half iets wat in die ruimte rond sweef en almal weet half, okay, as jy praat van voorbehoedmiddel, dan praat mense van die pil of hulle praat van, ek het byvoorbeeld geleer van die patch of mens leer van die IUDs of so, maar wat is half die verskil en hoe dit mense liggaam beïnvloed, net 'n bietjie van 'n agtergrond oor wat dit is en ja. Okay, so ek dink die meeste van die goedjies waaroor jy praat is hormonale voorbehoedmiddels. So daar's nou deesdae onthou die pil is in die 60er jare ontwerp en begin gebruik en op daai stadium was dit die enigste hormonale kontrasepsie. Maar deesdae het ons so baie opsies. So dis regtig maar 'n ding van elke ou moet iets kry wat vir hom werk. So ek kan gou-gou vir julle verduidelik wat die verskillende hormonale kontrasepsies is. Die eerste is dan die voorbehoedpille wat die meeste van ons ken. Maar mens kry twee verskillende tipes hormonale voorbehoedpille. Die een is 'n progestin alleenpil. So dit het net die progesteroon komponent van jou menstruale siklus in. En dan kry ons ook 'n kombinasie wat estrogen en progesteroon in het. So die voorbehoedpil moet elke dag en verkieslik op dieselfde tyd geneem word. Dan praat ons van 'n intrauterine device. Dit is gewoonlik 'n klein T-vormige instrumentjie wat gewoonlik uit 'n metaal soos 'n koper gemaak word. En dit word in die baarmoeder ingeplant. En hy stel ook progesteroon vry in 'n gekontroleerde
wyse. So jou progesteroon vlakke sal konstant bly vir die tyd wat die IUD aktief is. En IUD kan vir ons effektiewe voorbehoeding gee vir tussen 3 tot 7 jaar. Dit hang ook af van persoon tot persoon, maar omtrent so 'n goeie gemiddeld is omtrent vir so 5 jaar. En dan het Alnika nou gepraat van die stokkie. Ons noem dit 'n contraceptive implant. Dis 'n klein silikoon stokkie wat onder die vel in die boarm ingeplaas word en hy stel ook progestin of progesteroon vry. So daai stokkie word ingeplant onder jou vel en daar's nanopartikels progesteroon wat in 'n gekontroleerde wyse vrygestel word en dit kan vir jou effektiewe voorbehoeding vir tot 3 jaar gee. Dan dink ek iets wat ons almal ook ken is 'n contraceptive inspuiting en ons kry 2 tipes inspuitings. Een gebruik jy elke 2 maande en die ander een moet jy elke 3 maande kry. Ek gaan nie handelsname hier noem nie want daar is ek dink net te veel. Maar die inspuiting is ook net progesteroon. Die verskil tussen die progesteroon in die inspuiting en die progesteroon byvoorbeeld in die implant of die IUD is dat die implant en die IUD se progesteroon in nanopartikels is, so jou dosering van progesteroon is baie laer as die dosering wat jy kry met die inspuiting. En dan ook is die inspuiting meer sintetiese hormone. So die nanopartikels is meer bioidentical hormone, as dit sin maak. Okay, dan het Anlo ook gepraat van die contraceptive patch. Dit is soos 'n pleister wat jy op jou vel aanwend. En die patch het beide progesteroon en estrogen. Okay, so hierdie patch moet jy elke week vervang en dit moet verkieslik elke week op 'n ander plek op jou lyf aangewend word. So jy sit hom nie elke keer byvoorbeeld net op die bokant van jou bout nie. So jy sal dit 1 week op die een bout sit, 1 week op die ander bout, 1 week op 'n boarm, 1 week op jou bors. So jy moet die plek waar jy hom aanwend verander. So dan het die laaste een wat nie baie bekend is nie en ek dink nie dit is iets wat baie mense gebruik nie, is 'n vaginale ring. So dis 'n buigbare ringetjie wat in die vagina geplaas word wat ook estrogen en progestin vrystel. En hierdie ringetjie moet jy maandeliks vervang. So elkeen van hierdie metodes het sy voordele en sy potentially neeweffekte. So dit is baie belangrik om iets te kry wat vir jou as individu werk. So die beste opsie is om dit met jou dokter of jou apteker of jou klinieksuster te bespreek wat jou behoeftes is en hoekom jy hierdie spesifieke voorbehoedmiddel wil gebruik. So miskien kan ek net gou sê wat doen die estrogen en progesteroon. So estrogen en progesteroon in jou lyf reguleer normaalweg jou normale menstruele siklus. So estrogen stimuleer jou ovaria om die eierstelletjies vry te stel en dan die progesteroon veroorsaak dat die baarmoederwand verdik sodat daar as die eierselletjie bevrug word dat die eierselletjie suksesvol in jou baarmoederwand kan inplant. Want daai verdikking gaan dan vir die embrio wat gevorm word verskaf van voedsel en suurstof en bloed en alles. Okay. So as ons nou die estrogen en progesteroon bysit, dan onderdruk dit jou liggaam se eie vrystelling van estrogen en progesteroon. En deur dit te doen, voorkom dit ovulasie. So die estrogen en die progesteroon werk dan saam om die ovaria te verhoed om eierselle vry te stel.
En dan sonder ovulasie is daar geen eierselletjie wat kan bevrug word nie. Die progesteroon verdik ook jou servikale mucus. So in jou cervix mond is daar 'n slijmproppie en die progesteroon verdik die viskositeit van daai mucus, so dit Ek het maak nog dit nooit hiervan gehoor nie. So Niemand funny het nog ooit hierdie om vir my Andy se gesê nie. gesig te sien. Alles net soos Wat dan nie? Ek is net geskok. Vertel asseblief verder. Ja, so as daai slijmproppietjie dan nou dikker raak, as die slijm dikker raak, dan is dit moeiliker vir die spermselle om binne in die baarmoeder in te dring om die eiertjie te bereik. Okay, en dan die laaste ding wat hierdie twee hormone doen, is dat dit 'n verandering maak aan die voering van die baarmoeder. So daardie lining van die baarmoeder wat verdik sodat die bevrugte eierselletjie daar kan inplant, raak nie so dik nie. Dit so as daai bevrugte eierselletjie nie kan inplant in die baarmoederwand nie, dan kan die verdere verdeling van, ons noem dit 'n blastoma, daai eerste groepie selle nadat die eierselletjie bevrug is. So daai blastoma kan dan nie inplant nie en die selletjies kan nie verder verdeel nie en daai eierselletjies sal dan net uitgeskei word. So daai intrauterine lining of die voering van die baarmoeder is dan tipies wat afskilfer van die baarmoederwand af en wat jou bloeding veroorsaak as jy menstrueer. Ja, dit Okay, so maak dit sin. Dit is 'n mondvol. Annika, ek weet nie of kan ek jou 'n kans gee om op te volg daarop? Wel, ek verstaan, dit is nie die eerste keer wat ek dit al gehoor het nie, en nie net van, ek dink dit is dalk die voordeel, kom my ma is, maar nie net van my ma af nie, maar ek is nie skaam om te vra vir dokters nie, so ek het al dit gehoor, so dis nou nie dat ek vra het om dit beter te verstaan of wat ook al nie, maar ek het wel 'n vraag oor wat is daar enige data of inligting wat sê dat daar sekere voorbehoedmiddels die mees effektiefste is in teorie in vergelyking met wat in realiteit gebeur, of is dit maar dieselfde as wat dit in teorie sou wees en wat is daai voorbehoedmiddel? So as ek nou regtig ek weet nie swanger wil wees nie, wat sal die beste wees? En weer eens, dit is seker maar soos mamma sê, dit hang af van persoon tot persoon en wat vir jou werk, want dit werk nie vir almal om die pil te drink nie, en dit werk ook nie vir almal om inspuiting te kry of wat ook al nie. Maar in teorie, kom ons gaan in teorie, wat is die beste? Okay, so teoreties behoort alle kontrasepsie ewe effektief te wees. Die verskil kom in die praktyk waar mense dit nie noodwendig reg gebruik nie. So dit is hoekom teoreties sal die implanting en die intrauterine device die mees effektiefste wees, want daar's nie plek vir human error nie, as ek dit so kan noem. Jy kan nie jou pilletjie mis of vergeet om dit te drink of te laat gaan vir jou inspuiting of so aan nie. So die statistiek sê dat die implanting en die IUDs lei tot minder as 1 swangerskap per 100 vrouens per jaar. Yes. So dit is redelik minder as 1. So dit is regtig baie effektief. Maar ek dink dit is meestal net omdat daar nie human error in is nie. So vir die inspuiting en die voorbehoedpil, die inspuiting is ook effektief. Dit gee omtrent rondom 6 swangerskappe per 100 vrouens per jaar. En dan die voorbehoedpil, die vaginale ring en die patches gee omtrent 9 swangerskappe per 100 vrouens per jaar. Okay, so die belangrike ding met die voorbehoedpil is ook dat dit het baie interaksies met ander medikasie. So as jy byvoorbeeld op die voorbehoedpil is,
en jy drink 'n kursus antibiotika, kan dit die absorpsie van die hormone beïnvloed in jou maag. En dan is jou vlakke nie hoog genoeg nie en dan kan jy swanger raak. So dieselfde gebeur as jy byvoorbeeld erge diarree het. So as jy 'n maagvirus het en jy het vir 2 of 3 dae erge diarree, beteken dit jou voorbehoedpil kan nie oraal ordentlik opgeneem word nie en jou vlakke kan laag raak en jy kan swanger raak. So daar's baie sulke goedjies wat rondom dit gaan wat die verantwoordelikheid van die orale voorbehoedpil eintlik groter maak op jouself as jy die gebruiker is. Ja. Ek moet sê dit was een van die groot goed vir my gewees toe ek moes besluit watter kontraseptief ek wil gebruik. Ek het toe besluit op die patch, maar die enigste rede is omdat ek geweet het ek gaan nie elke dag my pil drink nie. Ek het geweet dit gaan vir my makliker wees om een keer 'n week te onthou om 'n patch op te sit as wat dit vir my gaan wees om elke liewe dag 'n pilletjie te moet drink. Maar so ek wil eintlik vir Tannie vra, ek moet ook eers hierdie sê want dit is nou heeltyd in my agterkop, maar die pil spesifiek, Tannie het nou genoem van die 1960s, maar die invloed wat dit op die samelewing gehad het, is vir my elke liewe keer net absolutely astonishing. En die hoeveelheid vryheid en mag wat dit in die vrou al geïntroduce het en instil het in die samelewing is net absolutely shocking. Maar dit is nou nie die gesprek dis nou nie waaroor die gesprek gaan nie. Ek wil graag weet, wat is Tannie het nou gepraat van progesteroon en estrogen, maar wat is hoe verskil dit en hoe dit jou keer om swanger te raak? Is dit die wat Tannie verduidelik het van die mucuswand, wat byvoorbeeld die een maak dat die wand, as dit progesteroon is, dan gaan die wand nie opgebou word? Ja. Okay. Ja, so dit is tipies dan hoekom ook, as jy op 'n voorbehoedmiddel is, behoort jou menstruasie ligter te wees. Okay. Omdat jy daai inhibisie van die baarmoederwand lining kry. Okay, en dan ook, maar die belangrikste is, jy sien hierdie is nou waar ek nou nie vir julle te veel mediese terminologie wil gee nie, maar ons hormoon balans word deur jou brein gereguleer. So as jy meer hormone in jou lyf het, dan stuur jou brein vir jou ovaries 'n boodskap wat sê moenie hormone, en ek kan nou vir julle baie verduidelik van luteinizing hormoon en follicle stimulating hormoon. Maar jou brein stuur 'n boodskap vir jou ovaries om te sê hou op om hormone af te skei want hier is genoeg in jou lyf. So die oomblik as jy dan die pil ophou drink, dan val jou hormoonvlakke weer, dan stuur jou brein weer 'n boodskap wat sê jou hormone is nou te laag, begin nou weer hormone produseer. Is dit hoekom, ek weet nie, mamma het seker nou al gehoor van hierdie, maar daar's baie studies wat sê vrouens wat van die pil afkom nadat dit vir 'n lang tydperk gedrink het, is geneig om korttermyn PCOS te hê. Nou ek het PCOS, maar dit is nie korttermyn nie, want ons dan nou, hulle stel voor soos jy moet na 6 maande eers, as dit nou regtig nou nie terug na normaal is nie, dan moet jy nou dokter gaan sien, whatever. Maar wat hulle sê is, as jy die pil byvoorbeeld gedrink het vir lang tydperk, en jy gaan van hom af, dan moet jy, en so eintlik met enige voorbeeld, soos ek weet, as ek eendag trou en ek wil kinders hê, en dan moet ek die stokkie uithaal en ek moet wag. Ek gaan nie immediately kan wham bam, thank you ma'am, en daar's 'n baby nie. Ek gaan moet wag 'n paar maande, en dan gaan ek actually kan, even though ek seker daar is exceptions to the rule, maar so hulle noem dit spesifiek met die pil, ek is nie seker oor ander goed nie, hulle noem dit soos 'n korttermyn PCOS, basically. Is dit hoekom? Ja, ek weet nie wie's hulle nie. Well, Ja, maar teoreties behoort dit nie so te werk nie, want die halfleeftyd van jou sintetiese hormone
wat in jou voorbehoedpil of in jou nog even meer so met die nanopartikels op die stokkie of die intrauterine devices, is baie kort. So binne, jy behoort weer te begin ovuleer binne 'n week of 2 nadat jy die voorbehoedmiddel gestop het. Want jou daai feedback mechanism, ons noem dit 'n negative feedback axis. Daai hou jou hormone die hele tyd. Ja, dis ‘n heeltemal 'n ander gesprek, maar ons breine is so ongelooflik want jou brein is verantwoordelik die hele tyd om jou hele lyf in balans te hou. So dit gebeur baie vinnig. Dit is hoekom as iemand die pil mis vir 3 dae, kan hulle swanger raak. Want jou normale hormone kom so vinnig terug. Sorry Annika, gaan maar. So nou dat ons op die PCOS topic dan is, dit kind of maak dan nie vir my sin nie, want soos wat ek verstaan, daar's baie PCOS, daar's baie simptome betrokke by dit, maar as jy jou bloed trek, byvoorbeeld en het PCOS en kry nie behandeling daarvoor nie, dan gaan jou progesteroon hormoon is extremely hoog en jou estrogen nie. Of nee, andersom. Estrogen is extremely hoog en jou progesteroon is baie laag. Hoe is dit dan? Dit is dan, ek wil amper sê dit is 'n natural birth control, maar dit is nie, maar dit maak nie vir my sin nie. Ja, wel, so dit is nie 'n natural birth control nie. Dit is eintlik, dit is 'n patologie. So jou natuurlike hormone is nie in balans nie. Okay, so en dikwels gebruik hulle 'n voorbehoedmiddel. Die hormonale voorbehoedmiddels word die meeste van die tyd gebruik om polycystic ovarian syndroom te behandel. Want weer eens, die eksterne hormone wat jy bysit, reguleer dan die feedback van die brein af, sodat jou eie liggaam se hormone kan stabiliseer. Dis interessant. Okay, so miskien ons is nou op die topik van hoe dit met die brein interak, so dis dalk nou 'n goeie tyd om te vra. Dit is een van die groot goed wat vir my, toe ek besluit het om van die kontraseptief af te gaan, een van die groot oorredingsfaktore amper was, so ek het na 'n studie geluister, wat ek weet is obviously, ek is seker vir enige persoon wat self in die veld is om te hoor, ek het na 'n studie geluister, is Dis dieselfde soos wat ek na 'n studie geluister. Dis dieselfde soos ek wat vir my ma sê, hulle het gesê, is presies dieselfde. Maar ek kan onthou wat dit gesê het, en wat dit gesê het is dat mense wat op oral contraceptives is, ek kan ongelukkig nie, ek onthou spesifiek hulle het gepraat van oral contraceptives, maar ek is seker daar is 'n mate van oorspoel seker nou maar. Dit alter obviously die vraag / wat die studie gesê het, alter dit die level van serotonin in die brein. Maar ook soos wat ek dit verstaan nie, maar ook nie, soos wat ek dit verstaan, gaan dit oor, en ek het hierdie gaan opkyk weer, sodat ek dit Tannie kan vra, want ek het nie heeltemal mooi verstaan wat dit beteken nie, maar wat presies is 'n serotonin 4 binding potential? Want apparently is dit geconnect met depressie, en is my baie interessant gewees, hoe een van die goed wat ek gehoor het, en toe na die tyd aan myself kon oplet, is dat ek voor die tyd 'n baie laer half lewenslus gehad het, maar ook spesifiek musiek. Ek het na die tyd 'n verskriklike half opwinding gehad om nuwe musiek te ontdek. Dit was my baie opvallend geweest. So hoekom is dit? Wat is 'n serotonin 4 binding potential? Okay, so weer eens, dit kan 'n hele gesprek op sy eie wees, die serotonin ding. Maar ons het serotonien reseptore in jou brein, in jou gut, en daar's verskillende tipe serotonien reseptore. So serotonien is 'n neurohormoon
En ons praat van serotonien as ons happy hormoon. So serotonien is nodig om in balans te wees sodat jy 'n gevoel van well-being het, sodat jy happy is. Okay. So wat gebeur met die kontrasepsie? Veral as dit estrogen en progesteroon bevat, kan dit ons serotonien vlakke verhoog. So die serotonien wat ons gemoed beïnvloed, ja, dit raak nou weer tegnies, maar dit is die serotonien vlak in die sinapse van die neurons in ons breine moet gebalanseerd wees. So dit moet nie te laag of te hoog wees nie. En hierdie binding potential wat jy van praat is op die postsynaptiese membraan, so op die volgende neuron se ontvangkant, laat dit die serotonien beter bind aan daai reseptore. Okay, as dit vir jou sin maak. Ek volg tot daar. Okay. Ek kan nog so ver bybly. So wat die serotonien betref van kontrasepsie, as 'n vrou simptome van depressie het voordat sy begin kontrasepsie gebruik, kan dit verbeter. Okay, omdat dit jou serotonien vlakke sal verhoog 'n bietjie. Sorry, kan ek maar gou interrupt? Ja. Jou hormoon, jou female hormoon vlakke, so progesteron en estrogen, het dit 'n invloed op jou serotonin? My kind, ja, dit het. Maar daar is regtig nog baie min navorsing oor dit gedoen en die navorsing wat daaroor gedoen is op baie klein studiepopulasies gedoen. Maar wat hulle gevind het is dat dit kan die eksogene hormone wat jou hormoonvlakke eintlik 'n bietjie hoër maak, kan jou serotonien vlakke verhoog. So die punt wat ek wil maak is vir iemand wat voordat hulle kontrasepsie begin het depressed was, kan dit hulle simptome verbeter. Maar as dit 'n persoon is wat normaal was voordat hy kontrasepsie kan begin het, kan dit ook kan die kontrasepsie veroorsaak dat verhoogde serotonien vlakke hulle laat geïrriteerd of angstig voel. Okay. Ek voel soos ek net elke dag geïrriteerd en angstig. So weer eens, dit is iets wat jy maar moet op 'n, ek dink as daar is nie 'n blanket approach nie, want elke mens verskil. So jy moet maar bietjie trial and error totdat jy iets kry wat vir jou werk. Ja. So mense wil nou ook nie op 'n voorbehoedmiddel wees en dan voel jy angstig en geïrriteerd die hele tyd nie. Nou ek moet vra, wat is want toe ek op laerskool al was daar klasmaats gewees wat die pil gebruik het vir hulle vel. So iets kan onmoontlik nie goed wees vir 'n kind nie. Of is dit 'n mite? Is dit nie? Ek meen as ek nou net vinnig dink aan wat Tannie gesê het van dat dit wel, ek besef die studieveld is klein of die veld is groot, maar die studies in die veld is nog klein en baie beperk. Maar hypothesize net 'n oomblik. As dit wel 'n negatiewe invloed op 'n mens se serotonin het en op die ouene sterker kan link aan iets soos depressie. En hierdie is, ek weet nie of daar navorsing oor hierdie is nie, ek vat net gou verder die hypothesis hier. En dan getrys kan word na iets soos, sê nou maar, ek dink 'n mate van onsekerheid oor wie jy is en seker nou maar Alnike cringe gaan gou want dan gaan dit sê gender dysphoria. Maar is dit nie dan ongelooflik sleg om op so jong ouderdom so iets in 'n kind se liggaam, in 'n jong vrou en meisie se liggaam te introduce nie? Ek wil die eerste ding wil ek net gou sê dat die kontrasepsie eintlik depressies behoort te verbeter. So as iemand depressie het voor die tyd en jy gaan op kontrasepsie, behoort dit te verbeter. Die tweede ding wat ek wil sê is dis baie moeilik om te praat van jonk, nê, want hoe jonk is te jonk?
ek sal nie voorstel dat 'n mens hormonale behandeling van enige soort begin gebruik voordat jy ten minste deur puberteit is nie. So jou eie liggaamsontwikkeling moet eers klaar daar wees. So jou brein adrenal axis moet klaar gevorm wees. Jou eie liggaam moet klaar jou estrogen en progesteroon afskei voordat jy dit begin onderdruk. Ja, As die dit- natuurlike as dit sin vlakke maak. al establish voordat Ja. jy begin invloed gee op soos dan ek genoem het van sintetiese en Maar- nanopartikels ja, wat terwyl al baie ons- sketchy klink. Terwyl ons dit sê, ek bedoel ons het dogtertjies van 10 jaar oud in Suid-Afrika wat swanger raak. So kinders se puberteit begin baie vroeër deesdae as byvoorbeeld toe ek jonk was. Wel, mamma, dis maar, okay, een, nota, I've always been saying this, okay, en twee, dis moeilik nou, want hoe, en hierdie is dalk baie tegnies whatever, maar gaan dit net gou terugbring weer na PCOS toe. So hulle weet nie, dokters weet nie waar dit vandaan kom nie. Dit kan geneties wees, dit kan environmental wees. They don't really know. Maar kom ons sê dit is environmental. Die kos wat ek eet, maak nie saak hoe gesond ek eet nie, het hormone in en daai kan surely ook nie goed wees nie, want die probleem is, jy kan nie in vandag se moderne lewe, kan jy nie 'n groentetuin hê agter in jou erf en daarvan af lewe die hele tyd, en jou eie beeste en jou eie hoenders en jou eie varke en jou, dis onmoontlik. So dit is, ek kan voel, hierdie goeders, dis known, maar niks word gedoen daaraan nie. Ja, ek dink dit is iets wat in die laaste paar jaar meer navorsing opgedoen word. En ons almal weet van die voordele van hormoonvrye vleis en hormoonvrye groente. Ongelukkig is dit op hierdie stadium nog verskriklik duur en die meeste mense kan dit nie bekostig nie. So ja, dis ook moeilik om te sê hormone, want die hormone, soos die vleis gee hulle estrogen sodat die beeste vinniger kan groei of die hoenders of die varke of wat ook al. Maar vir groente is die hormone nie noodwendig estrogen en progesteroon nie. Dit kan ander groeihormone wees wat 'n invloed het. Maar soos enige hormoon, I guess, dit het maar invloed op. Ja, as ons praat van voorbehoedmiddel, dan praat ons net van die sekshormone. Onthou jy het baie ander hormone ook. Jy het tiroïedhormone, jy het adrenal hormones, jy het kortisol, jy het adrenalien wat 'n neurotransmitter en 'n neurohormoon is. So daar is baie meer as net die sekshormone wat jy aan moet dink. En dan ook wat ek wou sê aan Lou, as ek nou kan terugkom na die pil toe wat jy vir jou vel gebruik. Baie van daai pille het 'n anti-androgeen ook in. Okay. So ons weet dat mans het predominant testosteroon en androgeen. En die androgeen is die hormoon wat vir mans manlike eienskappe gee. So dit gee vir hulle facial hair, 'n adamsappel, 'n dieper stem, groter spiere as vrouens. Maar vrouens het ook androgeen. En dan baie keer is die te hoë androgeen wat veroorsaak dat jy die akne kry as jy deur puberteit gaan. So daai pille het 'n anti-androgeen, so dit onderdruk jou androgeen, nie noodwendig estrogen en progesteroon nie. Dis interessant. Ek het glad nie dit geweet nie. Okay, dit is interessant. Ja. So ek Tannie het dit nou half, Tannie het nie aan dit geraak nie, maar
dis 'n nie topic change nie, dis 'n bietjie aan 'n ander view, maar ek gaan vir myself kwaad wees as ek dit nie vra nie, want ek onthou dit was ook een van die goed wat opgekom het. Maar is daar enige navorsing wat wys na Tannie het nou van kortisol gepraat en ek onthou dit het opgekom in die gesprek waarna ek geluister het, maar ook die half natuurlike pheromones wat 'n vrou afskei en die aangetrokkenheid wat mans teenoor vrouens het en hoe dit beïnvloed word deur iets soos voorbehoedmiddel. Is daar enigiets interessant in daai veld wat Tannie kan? Ek seker daar's baie. En dis nou 'n baie broad vraag, maar is dit at all moontlik of is dit nog net nie goed genoeg ondersoek nie? Ek dink dit is moontlik. Ek dink baie van daai feromone gaan ook oor jou eie hoe noem dit well-being, hoe jy voel oor jouself, hoe jy jouself carry. En dit is op die einde van die dag is die feromone die eerste ding wat aantrekking tussen twee mense veroorsaak, maar dit het weer baie te doen met hierdie gaan nou baie diep in. Het baie te doen met jou dopamien. Want dopamien is ons gratification. Dit is ook 'n happy hormoon, maar dit is ook jou gratification hormoon. Dit is hoekom hulle sê so in daai eerste stadium as twee mense bymekaar kom en jy het daai verliefde gevoel, is dit omdat jou dopamien hoër raak. The chemical reaction, ja. Ja. En dan so jou dopamien, as jou dopamien hoër is, behoort jou kortisol, want kortisol is weer 'n streshormoon. So kortisol word afgeskei. Onthou kortisol is ons veg of vlug hormoon. Ja. So kortisol word afgeskei as jy onder druk is. Maar kortisol is ook belangrik want kortisol is ook die hormoon wat ons wakker maak in die oggende. So as dit lig word en die son begin skyn, dan skei jy kortisol af en kortisol maak jou wakker. Maar dan behoort dit af te neem soos wat die dag aangaan. Maar as ons onder stres is die hele tyd, dan word daar nog net meer en meer kortisol afgeskei en dit veroorsaak dan weer dat jou dopamienvlakke sal laag raak. Question. Right. So, ek gaan dit nou aan terugbring aan die PCOS want dis wat ek ken. Maar so ek onthou met my eerste bloedtoets was die kortisol baie hoog gewees. So daai as jou kortisol, mamma nou net gesê as jou kortisol hoog is, jou dopamien laag. Dopamien is dit die happy hormone wat jy kry as jy sommer gaan oefen en jy soos na die tyd as jy okay. Ek wil net seker maak ek het hulle reg. Ja. So dopamien is meer jou in sielkunde noem hulle dit jou happiness mean level. Daai okay. So kortisol is hoog, so dopamien is laag, dan is jou happiness mean level laer as gewoonlik as jy angstige mens is, my woorde. Nee, so dan my kind, dit is baie moeilik om met kortisol is 'n heeltemal 'n ander gesprek as wat ons mee hier besig is, maar daar is baie meer goed as net dopamien en kortisol wat 'n invloed het. Kortisol het ook 'n invloed op jou glikose vlakke in jou bloed byvoorbeeld. Kortisol het 'n invloed op jou adrenalien. So as jou kortisol opgaan, dan word daar meer adrenalien afgeskei. Dit is hoekom as jy onder stres is, kry jy hartklopings, want jou adrenalien stimuleer jou hart om jou reg te maak om te veg of te vlug. Dit is hoe dit werk. So kortisol is bietjie, dit beïnvloed jou kaliumvlakke, dit beïnvloed jou waterbalans in jou liggaam. So kortisol is 'n hele ander perd wat jy nou hier wil opsaal. Ons kan daai perd afgesaal hou vir 'n ander dag. Ek dink ons het 'n redelike stewige dopamienperd hier opgesaal. Ek wil net gou, Alnika, jy kan nou natuurlik nog vra. Ek het net 2 goed nog.
wel nie net 2 goed nie, maar een van die goed wat ek graag wil vra is oor endometriose. Kan Tannie vir ons verduidelik wat dit is en of voorbehoedmiddels enige invloed op dit het of is dit afsonderlik? Ja, verduidelik vir my. Ek verstaan nie regtig nie. Okay, so endometriose, so die endometrium is daai binnevoering van die baarmoeder. En dit is jou progesteroon wat veroorsaak dat jou endometrium verdik. So ek het dit nie nou so mooi gesê nie, maar die endometrium verdik wat dan reg maak vir die bevrugte eierselletjie om in te plant. So endometriose gebeur wanneer daai weefsel wat aan die binnekant van die baarmoeder is, aan die buitekant van die baarmoeder op 'n ander plek begin groei. Okay, so dit kan tipies om die niere, so in enige iets in die bekken area. So dit kan om jou niere, letterlik aan die buitekant van jou baarmoeder, partykeer in jou dun darms of aan die dik darm vas, begin daai weefsel groei. En dan elke maand, soos wat jou endometrium behoort te verdik daai weefsel ook en dit veroorsaak verskriklike baie pyn. Omdat dit aan die buitekant groei. Omdat dit aan die buitekant van die baarmoeder groei. So dis eintlik op 'n verkeerde plek. En ongemaklik. Ja, wel dit is en dis baie seer. So mense met endometriose het gewoonlik baie swaar menstruasies en hulle het verskriklik baie pyn tydens menstruasie. Okay. So die behandeling van endometriose doen hulle ook baie keer met orale voorbehoedmiddels. Omdat dit die groei van die endometrium of die verdikking van die endometrium in die baarmoeder inhibeer, sal dit help met die endometriose aan die buitekant van die baarmoeder ook. So dit inhibeer daai groei ook. Maar op die einde van die dag is die beste en die mees effektiefste behandeling vir endometriose is chirurgie. So hulle moet daai weefsel fisies uitsny en verwyder. So is ek verkeerd, sulke mense kan nie kinders hê nie? Nee, hulle kan. Dit sal moeiliker wees as vir 'n normale vrou, maar as hulle daai endometriose kan verwyder en hulle doen dit laparoskopies. Dis 'n baie klein vinnige operasietjie. En dan raak baie mense swanger na dit. Okay, cool. Okay, wel nou weet ek ook. Annika, enigiets van jou kant af? Wel, ek net nou, mamma kan nou letterlik net sê fact of nie. Mamma kan sê of dit 'n feit is of nie. En dan as dit nie 'n feit is nie, kan mamma verduidelik hoekom dit nie 'n feit is nie. En as dit 'n feit is, kan mamma verduidelik hoekom dit 'n feit is. Maar dit is nie nodig, ek voel mamma het genoeg soos mamma hoef nie in diepte te gaan nie, ek voel daar's genoeg wat mamma al gesê het sodat mense verstaan waar dit gaan. In 'n geval, so die eerste ene is hulle sê die pil laat die gewig optel. So dis actually een van die neeweffekte, sê die boksie van die pil lees of die boekie, dan is dit wat hy sê, dit laat jou gewig optel. Sorry, daar sê ek klaar, dis 'n fact. Hoekom? Nee, dit is nie eintlik 'n feit nie. So dit kan jou gewigstoename gee, maar dit is nie noodwendig vet wat jy optel nie. Dit is omdat die ekstra hormone vir jou vogretensie gee. So jy moet, as jy nog steeds 'n gesonde lewenstyl handhaaf en genoeg water drink en net genoeg vars vrugte en groente, dan behoort dit nie 'n invloed te hê nie. Yes, okay, ek het nie actually dit geweet nie. Okay. Ja. Ek voel ek baie insecure oor myself toe ek 'n pil gedrink het, maar anyway. Ja, dis nie regtig vet wat jy optel nie. Dis net dis water. So ek moet ook sê hierdie is 'n baie
psigologiese reaksie. Want ek vind dat vrouens die voorbehoedpil ook kan gebruik as 'n verskoning om gewig op te tel. En dis 'n maklike scapegoat om te sê maar ek is op die pil, nou tel ek gewig op. Maar dit is nie, ek voel dat dit is nie, ek het myself dood geoefen en ek het nog steeds ek was vet. Nee, die probleem is dat jy saam met my gebly het, Annika, en ek eet baie. So jy het heeltyd saam met my gepetel. Wel, Dis dis die Maklike probleem. verskoning. Just saying. nee, nee. Okay, kan ek een na Tannie se kant toe gooi? Okay. So, kan hormonale voorbehoeding jou vrugbaarheid beïnvloed? Nee. Ek weet Tannie het verduidelik dat dit, of kom Tannie sê nee, is ek reg dat dit nie is nie, omdat baie van die nanopartikels waarvan Tannie gepraat het op die sintetiese hormone wat dit introduce is baie short-lived. Ja. Okay. Ja. Okay, cool. Annika, het jy nog een? Ja, ek het nog een. Okay. Is dit waar dat dat jy soos 'n breek moet vat? So as jy op die pil is, moet jy 'n breek vat na soos 2 jaar wat jy dit drink voordat jy weer kan aangaan of iets anders gebruik wat ook al. Jo, ek wil nou eintlik vir jou vra, wat dink jy? Ek dink nie so nie. Nee. Nee, dit is 'n groot mite en onbeplande swangerskappe verhoog eksponensieel oor hierdie breek wat mense vat tussen voorbehoeding. Dit is regtig nie nodig nie. Hoekom is dit dan 'n ding? Why tell people jy kan 'n breek of jy moet 'n breek vat, jou lyf kort rus as dit nie. Ja, ek weet nie, dit hang af van wat jou lyf wil rus, maar nee. Nee. Okay, sorry, ek het nog een laaste een. Tannie, jy het genoem vroeër, hoekom moet jy die patch skuif? Dit is maar net onthou daai patches word geformuleer sodat dit deur jou vel geabsorbeer kan word. So dit is 'n baie ja, nou het ek nie die Afrikaanse woord. Dis 'n baie lipid formulering omdat jou vel lipids beter kan absorbeer. So dit is maar net om jou absorpsie konstant te hou. Want as jy om dieselfde tyd die hele tyd op dieselfde plek sit, dan raak daai deel van die vel soort van gesatureer met die lipids en dan kan die hormone nie so goed opgeneem word nie. That's interesting. Maar dit gebeur nie as jy dit deur jou maag, dit gebeur nie as jy dit sluk nie. Of as jy want die orale kontrasepsie is nie in 'n lipid formulering nie, want dit hoef nie deur jou vel opgeneem te word nie. Onthou dit word dan deur jou gastrointestinal lining opgeneem, deur die mucosa. Okay, ek het nog een vraag, nê. So dit is nie regtig fact of fictional nie. Ek dink is interessant. So net om agtergrond te gee, likely in ons gesin waar ons praat is die gut en die microbiome. As jy die pil drink, surely beïnvloed dit jou microbiome en jou gut health. Nee. Is dit nie? Nee. Hoe? Maar wat onthou is ja, hierdie is nou weer 'n ander gesprek, Annika, maar jou microbiome bestaan uit lewendige organismes. Okay. So jou microbiome word beïnvloed deur nutrition. So het jy die regte nutrition om jou microbiome te voed, nê? Om dit in balans te hou. En dit word beïnvloed deur antibiotika gebruik. Want antibiotika sal 'n klomp van jou goeie bakterieë ook doodmaak, saam met die bakterieë wat dit moet doodmaak wat jou siek maak. En dan maak jy daai goeie bakterieë dood en dan vat dit 'n hele ruk. Party studies sê tot meer as 'n jaar om weer daai mikrobiom te herstel. Sure, okay, so die pil, die orale kontrasepsie.
Okay, so dit is die verskil tussen antibiotika byvoorbeeld en ander medikasie. So die orale kontrasepsie word opgeneem deur jou gut, as jy dit drink, word opgeneem deur jou gut en dit interact. So ek is jammer, ek praat nou hier Engels en Afrikaans te mekaar. Dit interact met reseptore in jou liggaam. As jy antibiotika drink, interact dit glad nie met die human cells nie, glad nie. Dit interact net met die bakterieë wat in jou lyf is. Nee. Dat Dit is is sin interessant. Ja. Dit maak definitief sin. So is dit dan net gou heeltemal iets anders vir antibiotika apparently? Is dit hoekom mense of weerstand kan opbou want Ja. die bakterieë bou weerstand op, nie jy nie. Ja. Crazy. Ja. Dis baie Okay, interessant. ek dink ons kan die gesprek hier afsluit. Tanya Amin, voor ek concluding remark maak, net oor, is daar enigiets wat Tannie wil add, daar hoef nie te wees nie. Dit is Tannie het al reeds baie gesê. Ek dink daar's een belangrike ding veral van hormonale kontrasepsie en veral van orale kontrasepsie met estrogen by. Wat jy moet onthou, mense op wat estrogen gebruik het 'n verhoogde risiko om bloedklonte te kry. Okay, en dan veral as dit 'n persoon is wat estrogen gebruik en wat rook, dan is die risiko dubbel so groot. Of iemand wat 'n familiegeskiedenis het van bloedklonte. So as jou ma of jou pa 'n bloedklont gehad het, is dit iets wat jy moet sê vir wie ook al waar jy jou kontrasepsie kry. Want dit is iets wat jy moet gereeld monitor. Is dit contraceptive met estrogen in? So Ja. die patch, die pil. Ja, enige iets wat estrogen in het. So in daai geval is dit beter om 'n progesteroon alleen kontrasepsie te gebruik. Sjoe, okay. Dit is nou baie interessant geweest. Ek dink ek weet nie eintlik waar om alles saam te vat nie, maar 'n kombinasie van dit alles sal net terugkom by die belangrikheid daarvan en hoekom dit belangrik is om wel te praat oor mense op reproductive health en om wel geïnteresseerd te wees in al die goed. Tannie het 'n hele paar keer gesê hoe belangrik dit is om met jou healthcare professional te explore 'n bietjie en verskillende alternatiewe deur te gaan en te vind wat regtig vir jou werk. En ek dink dit is, as daar iets is waarmee iemand wat hierdie podcast kan wegstap, is dit probably dit. Ek dink mense is geneig om, dit was eintlik vir my mooi toe Tannie aan die begin gesê het dat hierdie tog 'n ma-en-dogter gesprek is, want dit is tog tot 'n mate. Ek dink ons is nou net baie bevoorreg dat Alnika se ma 'n baie goeie apteker/kenner is. So ons waardeer regtig Tannie se tyd. Dit was baie interessant. En voor ek vir Alnika gee, wil ek net sê ek dink ons moet aanhou stay curious and keep exploring. Ek dink dis wat belangrik is. Absoluut. Ja. Voor ek nou net gaan like en subscribe, just even ek wil net sê, even al is my ma en ek kan vra oor al hierdie goeters en ek al baie in die verlede gedoen het. Even al is dit soos ek het nog steeds nou geleer en dit is, ek dink, dis nie iets wat is maar soos enige ander topic in die sciences, dit evolve letterlik elke dag, al voel soos elke dag. So it is, stay curious, I guess. Okay, like and subscribe. Bye! Dankie julle. Bye bye.